Goeiedag geliefdes, Prof Aubrey hierso. Ons weet mos almal wat 'n anker is. Ons het mos al geleer van 'n anker op skool en dit is daai ding mos wat hulle mos daar by skip uit laat afkom of wat jy uitgooi en daar met 'n ketting en dit of dit laat lekker sterk tou wat dan jy daar gooi om daai skip te anker wat hy nie verder kan gaan as jy daar so op die rivier of op die dam of op die see is nie. Maar wie is jou anker in hierdie lewe? Wie is werklik waar jou anker? Is dit jou man? Is dit jou vrou? Is dit jou pa, jou ma, jou kinders? Nou wel, vir my is my anker gelykstaande aan God se beloftes. Ja, die Vader se beloftes. Want jy sien, om God te vertrou is 'n geestelike anker in ons lewens. Want vertroue en geloof op ons almagtige God en hemelse Vader gee vir my en vir jou vastigheid en sekerheid. Dit verbind ons ook direk met God homself. In die heiligste van heiligste plekke. En waar kry ek daai gedeelte? Hoe kom ek daarop neer? Nou ja, gaan lees gerus Hebreërs 6 vers 19. En daarom wil ek vanoggend en vandag, asof dit 'n môre is by jou of dit aand is by jou, maak nie saak nie in watter tydsone jy kyk nie. Wil ek jou bemoedig en aanmoedig om vas te hou aan God se beloftes. God se beloftes is soos 'n stewige anker wat 'n skip in stormwaters op sy plek hou. God se beloftes is 'n onbeweeglike anker wat vir ons lewens sekerheid gee. Niemand van ons het nodig om rond te dobber daar so op die waters nie, daar op die God tussen die golwe nie, of dit nou op die see is of dit op 'n dam is of dit in die rivier is. Daar's golwe oral. Die golf is net baie groter as die ander. Ons het nie nodig om rond te dobber daar nie. Want as ons vertroue op God het in ons in geloof, dan sal ons anker mos vas wees. En ons sal nie meer ronddobber nie. Dink bietjie daaroor. Het jy daai onbeweeglike anker in jou lewe? As jy nie het nie, die anker is daar. Jy moet hom net uitgooi. Deur die saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Tot volgende keer, my nommer 076-479-7517. Moenie vergeet om die notification dingetjie te druk nie, die like knoppietjie en dit te deel nie. Tot volgende keer. Shalom.